Goeiemôre, dis dan lesing 11 op die 13de November vandag 2025 en ons is nog steeds by die dogter van Sion se geskiedenis as restaureerders van die skrifte. En ons gaan aan waar ons gister opgehou het in die volgende hoofstuk in die groot Johannes Evangelie boek. Wat is dit boek 6? Nee, wat die ene kan jy onthou? 5. Ek kan nou nie onthou nie, maar dit is net die volgende hoofstuk. Maar dit gaan die opskrif se naam is die Miriam die Migdoliet. Is eintlik Maria Maria Magdalena. Dit is hoe hulle dit vervals het in die Grieks. Ek het dit gaan kyk dat dit is presies wat daar in die Grieks en in die Hebreeus staan. Maar nou ja, vir hulle is dit nie belangrik nie. Vir ons is dit belangrik want dit verwys na die Migdol, skaapstoring in ons hart. En hier het ons nou gister gesien dat aan die einde van die tyd sal hierdie Miriam die Migdoliet 'n sentrale rol speel, want sy sal die ontvanger wees van die Migdol-toring. En sy is die vroulike deel, sy is die bruidsdeel wat aan die eindtyd die werk moet doen om die volk te versamel om Migdol, om Yeshua. 2000 jaar gelede het die manlike Yeshua gekom en hy het oorwinning behaal en aan die eindtyd gaan dit sy bruid wees wat die oorwinning moet behaal. Maar ons is nie in staat om enige oorwinning te behaal as Yeshua nie in ons is nie. So dit is die prosedure. Yeshua lewend in jou of jy in Yeshua. Daar is 'n baie groot verskil tussen mense. Die kerk sê altyd, o, Jesus is in ons of in my. Ons moet in Yeshua wees. Wat baie sterker is as dat Yeshua is in my. Want sodra Yeshua net in jou is, dan pas jy jou Yeshua wat in jou is aan by jou gewoontetjies, by jou kerkse reëls en dogma. Maar as jy in Yeshua is, dan is jy volkome in hom, in sy leer, in sy regulasies, sy dinge wat hy vir ons gebring het. Dan is jy in dit en jy doen dit. Hy het baie verbondsvoorwaardes vir ons gebring en jy kan dit gaan lees in Matteus 5, 6 en 7 wat algemeen bekend staan as die bergpredikasie. Alles is daarin wat ons moet hê. En dit is altyd vir my so hartseer dat almal wat hierdie Jesus in hulle het of Yeshua in hulle het, kan nie hulle naastes vergewe nie, kan nie hulle vyande lief hê nie, kan nie die wat hulle haat seën nie, kan nie die wat allerhande leuns vertel vir hulle vergewe, oor hulle vergewe nie. Maar hulle het Jesus in hulle. So ons kan net weet of 'n boom goed is as Yeshua, as hy in Yeshua is. Alles anders is vals bome, of die boek van herinnering sê verbasterde bome. Maar die Romein is nou wat sy het hulle daar aangebring, sê vir haar, luister liewe jong vrou, ons Romeine het 'n ou spreekwoord wat lui, as die dokter daarby is, kan jy niks oorkom nie. En hier het ons 'n opperdokter, en daarom kan jy ook ter ere van hom wel 'n beker, dis nou wyn, leeg drink. Toe sê die jong vrou, hierdie Miriam, as ek weet dat ek hom eer kan bewys deur die wyn te drink, sal ek alle sakke in die hele Palestina wil leeg drink, en dan vir hom sterwe. Maar ek weet dat ek deur die drink van wyn sy eer nie in die minste vergroot nie, omdat hy deur alle magte van die hemele en van die natuur van hierdie aarde ten hoogste geëer word, is naas die hoogste eer, my eer soveel as niks, en daarom drink ek nie nou die wyn so nie,
maar ek drink die wyn uit liefde vir hom, en ook vir u, goeie manne uit Rome. En laat daarom hierdie beker vol wyn soveel beteken as, my hart is slegs vir hom, en my agting vir u almal. En daar het sy nou klaar die innerlike betekenis, die verborgde betekenis van die wyn, het sy raak gesien. En op daai heildronk het sy dit dan gedrink. En dit is wat die wyn beteken. Ons liefde, ons hart slegs vir Yeshua, en ons naaste soos onsself moet ons lief hê. Na hierdie goeie toespraak drink sy die beker leeg, staan van haar sitplek op, kom na my toe en sê, o groot meester, laat 'n onwaardige jong vrou die soem van die kleed aanraak, en soen, om haar hart daardeur ietwat te verlig. Daarna kniel sy neer, gryp die soem van my gewaad, en soen dit talle kere, maak dit nat met haar trane, en kon dit toe glad nie meer loslaat nie. Baie belangrike ding. Wat stel Yeshua se kleed voor? Dit stel die kleed voor wat ek en jy moet aantrek. Dit stel die kleed van liefde, wysheid, waarheid en die krag daaruit. Dit is sy kleed waar hy sê, trek 'n nuwe kleed aan en gooi die ou kleed weg. Moenie die ou kleed probeer lap nie. Die ou kleed is dit wat jy geweet het en geleer het toe jy in die kerk was. Meeste van ons. Baie van ons ook, toe ons in die Israel sogenaamde waarheid gekom het. Dit is 'n ou kleed wat afgegooi moet word. En nou moet ons Yeshua se kleed aantrek. Hierdie vrou in die vorige hoofstuk staan daar geskryf, sy haal haar oë nie van Yeshua af nie. En dis wat die bruid aan die eindtyd moet doen. Ons, wat deel is van die dogter van Sion bruid. Ons mag ons oë nie van hom afhaal nie. En ons moet letterlik daardie kleed van liefde aangryp, soos sy, en sy maak dit nat met haar trane, van dankbaarheid, nie van hartseer nie, van liefde en dankbaarheid, dat sy hierdie kleed nou kan vashou. So sy is nie eers daar om Yeshua vas te gryp en te druk nie. Want onthou, sy was nie so 'n goeie vrou nie. En sy weet, sy sal nie nou voor al hierdie mans wat daar sit, dit durf waag om te doen nie. En selfs daar kan ons die volgende vers lees. Al maak sy net sy kleed nat met trane. 'n paar leerlinge, vers 12, protesteer en sê, maar meester, ja, gaan tog weg. Sy maak u goeie klere vuil. Ek Yeshua sê, waarom bekommer julle julleself? As ek dit goed vind, waarom vind julle dit dan nie goed nie? Sy was 'n sondares, is nou 'n ware boetvaardige vrou, en het my juist daarom liewer, as baie regverdiges, wat geen behoefte het, om boete te doen nie. Kyk, daar was eens 'n mens wat 100 skape gehad het, en op 'n keer verdwaal daar op die groot wêreld 'n skaap in die bossies. Toe hy die aand sy skape tel, merk hy dat daar 'n skaap mekeer. Hy dink nie lank nie, laat die 99 skape staan, en gaan gou die verlore skaap soek. En toe hy dit na 'n lang en inspannende gesoek gevind het, neem hy hom van blydskap op sy skouers en dra hom na die huis. Toe hy weer by die ander 99 kom, verheug hy hom meer daaroor, oor hom wat geseënd teruggevind is, as oor die 99 wat nooit soek was nie. En dit is hoe Vader aan die einde van die tyd gaan voel, om elkeen van ons, wat verlore was, dat hy dit weer vir ons gevind het. Ek weet van baie min mense wat vandag hier sit of luister, wat nie eens verlore was nie. Daar is seker wat
baie geseënd was. Maar ek was verlore, en hy het sy ander skape gelos, en hy het my kom haal waar ek was. En so het hy meeste van ons wat vandag hier is, het hy ons kom haal. En dit is hoekom ons dan kan identifiseer met sy kleed, en met ons liefde vir hom, en vir niemand anders nie, vir niks anders nie. Nie vir die wet nie, nie vir die Bybel nie, maar vir Yeshua, wat veels groter is. Almal sê die woord van God is die Bybel. Dis die grootste snert uit. Die Bybel sê self dat die woord van God is die seun van God. Die woord was by God, die woord was God, die woord het aarde toegekom en vlees aangeneem. En dan staan daar die ontstellende stukkie, en is deur sy eie verwerp. Maar ons het hom nie verwerp nie. Ons het hom aangeneem, en volgens die kontrak wat hy met ons het, dat ons 'n huis sal bou, was hy baie getrou om al die boumateriaal vir ons te gee. Die oorspronklike skrifte het na ons toegekom. Die Johannes Evangelie het na ons toegekom. Al die ander openbarings deur sy profete in Duitsland en in Suid-Afrika het na ons toegekom. En dit, sê hy, is die teken van 'n lewende geloofsgemeente. Is as ons gedurig woord hoor. Ek het gister die mooiste woorde gehoor by 'n vrou aan wie se huis ek gegaan het. Ek gaan maar haar naam noem, toe net, sy het dit vir ons gelees. Sy was in so verrukking nog, sy het gesit en bewe, want dit was net tevore gegee. En ek het net in my hart vir haar gesê, asseblief, deel dit met ons. Want ons mag nie hierdie dinge weerhou nie, want dit versterk ons geloof in die woorde van Yeshua, dat ons by die regte gemeente is. Want almal van ons kom in 'n dag in 'n twyfel, maar hoorie, is hierdie klomp wat hierdie goed wat hulle sê, is dit waar? En net daar kom Satan met 'n ander ouetjie by jou aan, en dan gee hy vir jou ietsie wat klink of dit reg is, en dan draai jy jou rug op die waarheid. Maar as daar gedurig openbaringe van bo kom, in die vorm van drome, visioene en geprofeteerde woord, dan weet ons, soos in ons vorige lesing is, Joël 2 is nou ons deel op die aarde. Hy stort sy gees oor ons almal uit. En dit is so 'n belangrike bewys, dat ons niks vir onsself moet hou nie, want dit sal eintlik grens aan eie liefde. Ons het 'n verpligting teenoor ons gemeente, ons broers en susters, en dan het ons 'n groot verpligting ook teenoor ons volk, wat glad nie bekend is met openbaringe uit die hemel nie. Maar Saterdag het Teresa 'n goeie getuienis gegee, dat in die begin toe sy hier was, en meer nog 30 jaar terug, moet jy nie gewaag het om die heilige name te noem nie. Vandag is die heilige name al onbekend. Op internet, op Facebook, op TikTok, is daar soveel mense wat dit gebruik. En selfs die kerkmense verskree jou nie meer as jy in Yeshua se naam na hulle toe kom nie. So sal die invloed van die dominees en die pastore ook verminder, dat hulle vir hulle volgelinge sê, net ons kan die ware woord hoor, want ons is teologies opgeleid om God se woord te hoor. Sal hulle ook begin agterkom, maar Vader praat met gewone mense. Hy praat met ons, hy praat selfs, sê hy, as julle nie soos kindertjies word nie, dan kan julle nie gered word nie. So die groot ding is, ons moet soos kindertjies word in ons geloof teenoor hom. Soos hierdie vrou kinderlik gaan kniel het voor hom, en sy kleed aangegryp het, en gesoen het, en met trane nat gemaak het. Dit is 'n kinderlike liefde. En dit is wat ons moet hê. En kyk, vers 15. So sal daar ook in die hemel meer vreugde wees oor een sondaar wat waaragtig boete doen, as oor 99 regverdiges
wat nooit boete hoef te gedoen het nie. Wonderlik hoe 'n vreugde in die hemel is wanneer jy jou nonsens los. Want dis wat dit is. Aardse nonsens, dit beteken niks. Maar dit was vir jou so hoog. Geld, mag, aansien. Al die ander dinge wat daarmee saamgaan. Al die genietinge en plesiere en genot van die wêreld. Want dit is so dat daar is nie 'n sonde wat nie lekker is nie. Alle sondes is lekker. Maar meeste sondes het nie lekker nagevolge nie. So engele het gejuig toe jy jou die dag bekeer het. Nou verder my woorde, nie die boek van Johannes Evangelie nie. Ook die volgende verhaal of gelykenis verwys na Maria Migdal Sion wat in die toekoms by haar meester se graf sal staan en huil, omdat sy gedink het dat sy hom verloor het. Maar nadat sy haar lamp of liefde aangesteek het vir hom, het hy homself eerste aan haar openbaar by die graf. En onthou, hy sê, oor hierdie vrou sal tot aan die einde van die aarde sal getuig word. En in die gees is die graf van Yeshua, die graf waarin die ekonomiese kerke hom geplaas het. Hulle het hom verberg in 'n 3-koppige God wat hulle vir die mens aangebied het. 'n Vader, Seun en Gees God wat 3 koppe het. 3 manlike koppe. En Yeshua is werklik doodgemaak deur die kerk. En hierdie vrou sit by sy graf. Sit in die wêreld aan die eindtyd. En wag en sê maar daar moet iets beters wees. En kom ons lees die storie, vers 16 van Groot Johannes Evangelie. So was daar ook 'n vrou wat van haar geld 'n stuiwer verloor het. Sy het baie getreur oor die verlore stuiwer en dadelik 'n lamp aangesteek en hom gesoek totdat sy hom teruggevind het. Toe sy die stuiwer teruggevind het, nooi sy haar bure uit en gee 'n maaltyd om hulle ook in haar groot vreugde te laat deel. Hoeveel keer het dit nie met ons gebeur nie, dat ons beursie verloor het. En dan, as jy hom weer iewers vind, wat se vreugde is daar nie, en vertel vir almal. So hierdie gelykenis is ook vandag vir ons ook toepaslik. Vers 17, kyk, dit sal ook in die hemel gebeur, wanneer 'n sondaar hom deur ware boetedoening laat terugvind het. Want die engele van God sien altyd sy aangesig, let goed op die doen en late van die mense, en is uitermate bly wanneer 'n mens uit homself die sonde loslaat, en hom in al sy doen en late na God rig. En daarom verheug ek myself ook oor hierdie sondares, wat haar nou vir altyd van haar sonde afgewend het. En sy is ook bly dat sy haar egte en ware heil gevind het. Laat sy daarom haar vreugde geniet. Hierdie skaap wat verlore is, my eie woorde, is die dogter van Sion of die Migdoliet, wat deur ons meester gesoek word, totdat hy haar vind, en in die hemelse sfere sal daar groot blydskap wees, wanneer hierdie skaap weer terug in die Vaderhuis is. Dit was ook hierdie verlore Migdoliet, aan wie ons meester homself eerste vertoon het na sy opstanding. Sy was egter nog onsuiwer, vertoef nog in die woestyn, besig met suiwering, maar belangrik is dat dit sy was wat by sy graf gestaan en ween het oor die verlies van haar losser, soos die weduwee wat haar geldstuk verloor het, 'n lamp opgesteek het en dit gevind het. Die lamp was die liefde in haar hart vir ons meester, wat die enigste waarborg is om hom in jou hart te vind. En so sou die dogter van Sion dan
die kerk verlaat en Yeshua aanhang. Ongelukkig is daar baie wat die kerk verlaat het en die wet aanhang, asof die wet vir jou verlossing kan bring. Die wet het nie een mens verlos en in die hemel gebring nie. Die wet het die mense net na die doderyk gebring in die Ou Testament, na 'n plek wat wel leefbaar was. Volgens Henog was daar lig en water, maar die mens kon nie van die aardse sweer bevry word nie. Dit het eers gebeur toe Yeshua met sy kruisdood neergedaal het in die doderyk in, die hekke van die hel oopgebreek het volgens ons boek van herinnering, die evangelie van Nikodemus boek 2, en al die regverdiges saam met hom gevat het na die hemelse ryk toe. Daar is 'n hele verhaal daaroor hoe hulle by die poorte aangekom het ensovoorts. So dit is net Yeshua, dit is so belangrik dat daai boeke ingesluit is, dat ons geen twyfel kan hê, dat Yeshua die regverdig is van Adam af, al die stamvaders, vir Moses, al die ander konings en rigters, wat groot en sterk manne was vir Vader, dat hy hulle almal eers kon bevry het van die aardse invloed wat Lucifer oor hierdie aarde gehad het, toe hy opgevaar het hemel toe. En dit is hoekom ons nou die voorreg het om dit direk te doen. Want omdat hy vir ons verlossing gebring het, omdat hy opgestaan het uit die dood, sy liggaam verheerlik het, kan ons nou direk na hom toe gaan. Ons hoef nie eers 'n draai in die doderyk te maak nie. So wat 'n wonderlike wete wat ons het as dogter van Sion. Ons waak nie nou meer by sy graf nie, ons het hom nou gevind. En hy het soveel dinge vir ons gedoen in hierdie tyd wat ons in die woestyn van ons harte was. Het hy ons so innig geleer van die berg Sion af, nie van die berg Sinaï af nie. In Hebreërs 12 staan daar, maar julle het nie gekom by die berg Sinaï nie, waar bliksem en donder die mense so bevrees gemaak het, dat hulle gevra het dat Moses met hulle moet praat, want hulle kan nie die stem van Vader hoor nie. Maar sê hy, julle het gekom by die berg Sion, en by die belofte van die hemele, so met my eie woorde. En die berg Sion is in jou. Jy het nou by die hoogste plek in jou eie innerlike wese aangekom. Jy het nou by Yeshua aangekom. Op die berg Sion, soos beskryf word in Openbaring 14, Yeshua staan op die berg met sy hande uitgestrek, om hulle wat bo by die berg aangekom het, om hulle te ontvang. En dit is nie almal nie. Hierdie is eerstelinge, wat dan ook vir jou sê, dat daar moet tweedelinge, derdelinge en wees, oneindig. Maar ons het die voorreg hier in Suid-Afrika, na aanleiding van alles wat Vader met ons gedoen het, na aanleiding van die ware geskrifte, wat na hierdie gemeente toegekom het. En jy bepaal of dit in jou hart lewend gaan word, en of jy dit net gaan laat verbygaan. Niemand van ons kan 'n ander persoon dwing nie. Maar as jy dit jou eie maak, as jy dit lees en doen, dan sal jy die beloftes kry wat hy beloof het vir ons. Dit is so eenvoudig soos dit. Liefde is 'n werkwoord. Liefde is om te doen, nie om net te praat nie. As te veel in die kerk gepraat oor liefde en te min liefde is gedoen. Nou gaan ons oor na die skaapstoring verhaal, die Migdol skaapstoring uit Micha 4. Ons het dit nou gelees waar Samuel dit vir ons gebring het en in ander gedeeltes van die skrif, maar kom ons gaan vir nog 'n bevestiging. Die volgende gedeelte in Micha 4 handel oor die dogter van Sion wat as 'n skaapstoring beskryf word, waarheen die vroeë heerskappy
Die Melchisedek orde sal kom, en dit is aan die einde van die tyd. Ons sal gedeeltes van Micha 4 behandel. Micha 4 vers 1. En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van Jahwe vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels en die volke sal na hom toestroom. Nou ja, 'n berg is in hierdie konteks sal 'n groot geestelike huis wees. Yeshua se huis, wat 'n innerlike huis is. Dis 'n berg in ons. En die ander berge en heuwels verwys na ander groot kerke en kleiner kerke. Of groot sisteme en kleiner sisteme. Ons praat nou van groeperings van mense by 'n sekere denke. Maar hierdie huis sal bo alles staan, omdat dit Yeshua se huis is. En baie nasies sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van Jahwe, en na die huis van die God of Elohei van Jakob, dat hy ons in sy weë kan leer, en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan, en die woord van Jahwe uit Jerusalem. So daar sal nog 'n tyd aanbreek tussen nou en die einde van die aarde, waar baie mense Yeshua sal soek, en hulle sal optrek, en hulle sal sy weë wil leer, en uit Sion, uit dogter van Sion se harte, sal die wet van liefde uitgaan. Hierdie verwys na die wet wat Yeshua vir ons gebring het, waaraan al die wette van die Ou Testament hang. Yeshua se wet is bo Moses se wet. Al het hy dit vir Moses gedikteer. Maar nou kom hy met die twee wette van die liefde. En dit is wat die mense moet kry. En dan sê hy, die woord van Jahwe sal uit Jerusalem uitgaan. Dit is nie daai plek wat nou beset word deur Jode wat rooi verse slag en 'n tempel wil bou en die ou Islam moskee wil wegskiet van die plek waar hulle nou hulle ding wil bou nie. Daar waar hulle gruwels aanvang om 'n hele Palestynse volk te vermoor nie. Dit is nie daai evangelie van die tosseltjie manne, hulle het sulke lang sidies en alle snaakse klere en kepse wat hulle dra en sulke doetjies en wat hulle elke dag wend na die ou muur wat hulle sê die tempel van Dawid is of die tempel van Salomo, wat dit nie is nie. Dis 'n ou Romeinse ruïne. Dis 'n ou fort. Maar die belaglikheid om by 'n muur te staan en briefies in te steek vir God. En dan het hulle nou nog 'n manier wat hulle sulke seksuele bewegings voor die muur maak. En alle wêreldleiers gaan na daai Jerusalem toe. Maar die ware Jerusalem, en dit sê Paulus baie duidelik, is die geopenbaarde woord deur die Gees van waarheid, wat van Yeshua kom. So die leer van Yeshua, wat ons nou het in die groot Johannes Evangelie onder andere, en in die gesuiwerde boek van herinnering, dit is die ware innerlike Jerusalem. Mits jy dit opneem en uitleef. Daardie mense neem ook al daai drek teologie aan wat hulle daar leer, en dat ons, wat nou nie Jode is nie, Goyim is, wat diere is, en dat ons uitgewis moet word, en al die ander vieslike dinge wat hulle teen die ware Messias Yeshua spreek, elke dag. Al hierdie ou Christene kan nie genoeg na Israel toe gaan nie. Vliegtuie vol vliegende jaar op so toe. Weet jy wat maak daai Jood wanneer hy verby 'n Christen loop en hy hoor hom van Jesus praat? Hy spoeg op daai ou, of hy spoeg op die grond.
Hulle sê hulle moet dit doen, om hulle haat en veragting vir Yeshua te bewys. Hierdie is waarheid, ek praat nie, is nie vir fabels nie. Waarom trek die mense nie in hulle hart na Yeshua toe, soek sy leer, en dan sal dit vir hom gegee word? Daar is min wat dit doen, maar dank Vader, daar is 'n beweging. Maar dit is nog nie al die nasies nie, baie min nog op hierdie oomblik, wat die woord van Jahwe in die nuwe openbaring soek. Hierdie gedeelte verwys na die eindtyd, waar die berg Sion reeds opgerig sal wees as die huis van Jakob, waar wetgewing en woord sal uitgaan. Dis vanuit die reeds opgerigte Melchisedek orde uit Sion, wat inmiddels ook verwys na die gesuiwerde en gerestoreerde skrif, wat ons nou as die lewende woord Yeshua in ons midde het. Hy is die enigste woord. Dit is dieselfde berg as die in Openbaring 14, waar die eerstelinge, die 144.000, regeer as Sion met die woord uit die nuwe Jerusalem, die nuwe leer, die gerestoreerde skrif. Gaan ons terug na Micha toe, en die dag spreek Jahwe, vers 6, wil ek versamel die wat krepel is, en bymekaar maak wat verdryf was, en die wat ek kwaad aangedoen het. Dan sal ek die wat krepel was, tot 'n oorblyfsel maak, en wat ver verwyder was, tot 'n magtige nasie, en Jahwe sal koning oor hulle wees, op die berg van Sion, van nou af tot in ewigheid. So daar sal dan 'n versameling plaasvind by hierdie skaapstoring, hier waar die woord en die wet van liefde uitgeleef en gedoen word en uitgegee word. En hierdie volk, wat eers krepel was in die gees, ons het nie geestelike krag gehad nie, ons kon nie loop nie, gaan hy oprig, het hy reeds opgerig, want ons wat nou die nuwe openbaring uitleef en uitdra, is nie meer krepel nie. En ten tye waar ek hierdie boek geskryf het, was nog lank voordat hy die Gilgal wiel opgerig het. Ons sal in die volgende lesings daaroor begin gesels. Maar dit was iets wat nog moes kom, toe hierdie boekie geskryf was. Weer my eie woorde, hierdie versameling van diegene wat krepel was, stel Maria Migdoliet voor in haar sondige krepel toestand, wat versamel word, gebring word na Yahweh se voete, om die soem van sy kleed aan te raak vir genesing, om die soem van sy evangelie aan te raak en te doen, want dis wat sy kleed ook is, dis sy suiwer woord. En nou vers 8, en u, toring van die skape, nou Migdoliet aan die einde van die tyd, vesting van die dogter van Sion, na jou sal dit kom, ja, die vroegere heerskappy sal kom, die koningskap vir die dogter van Jerusalem. 'n Pragtige belofte, dat die heerskappy sal na ons toe kom. En hierdie heerskappy moet julle ook nie verwar met die aardse, wêreldse heerskappye nie. Hierdie heerskappy is 'n heerskappy van diening, van die naaste te bedien met gawes om sy las ligter te maak en met die woord. En wat baie kragtig sal plaasvind wanneer alle middele wat tans vir ons algemeen is, weg is na die natuurkatastrofe. Wanneer daar niks elektronies meer bestaan nie, wanneer daar nie meer brandstof bestaan nie, ons nie meer kan rondry, kommunikeer ensovoorts nie, dan sal Vader hierdie oorblyfsel bystaan, sodat hulle kan dien, soos wat hy gedien het toe hy aarde toe gekom het. Daar was nooit tekorte in mense wat hom ontvang het in hulle gastehuise of in hulle herberge nie.
Daar was altyd gesorg dat hulle spense vol is, hulle visdamme is vol, en so sal hy ook vir hierdie plek sorg. Dit weet ek, omdat hy tot nou toe vir ons gesorg het, in alles. Hoekom sal ons hom nou wantrou? Hier, my eie woorde, kom die eksplisiete belofte vir die Michtel-dogter wat gesuiwer is, naamlik dat sy die koningskap sal ontvang. Die Melchisedek orde, as klein skaapstoring, deel van Yeshua, die groot skaapstoring, wanneer eenwording in gees plaasvind, oftewel wanneer Yeshua in Sion Migdoliet se harte kom woon. Die wedergeboorte word in die volgende verse beskrywe, weer eens as 'n vrou wat in barensnood verkeer, soos beskryf in Openbaring 12 en Jesaja 66 vers 9 tot 10. Nou, vir die mense wat onbekend is met die Melchisedek orde, ek wil nie lank ingaan op dit nie, daar is baie oor dit geskryf, ons het boeke daaroor, maar die ou orde onder Moses wat hy opgerig het, en waarin Aaron die eerste priester was, is die Levitiese orde. Dis 'n aardse orde wat glad nie 'n hemelse verwagting gehad het nie. Dit het 'n fisiese verblyf in Kanaan tot gevolg gehad, waar die volk binne Vader se orde geleef het, onder die krag van die tabernakel, waar die priesters dan nou as rigters opgetree het en die volk gelei het. Daarna waar die volk ook 'n koning het, en so is die tabernakel dan later vervang met 'n tempel, waarin die tabernakel was, en die volk is toe verder regeer deur konings, tot by waar Yeshua gekom het. Melchisedek orde is 'n hoër orde, dit is 'n geestelike hemelse orde, en Yeshua kom nou as die ewige priester van Melchisedek, vervang hy al die ou priesters. Inteendeel verlos hy hulle almal, want hulle het nog in die doderyk vasgesit. En is hy nou die enigste priester en koning. En hier verenig priesterskap en koningskap in Yeshua, waar hy die hoë priester en die koning Dawid beskryf, as dit beskryf word. En dit is nie dat koning Dawid gaan terugkom nie. Mense het so 'n verwarde idee dat hy in die 1000-jarige vrederyk weer kom heers. Die koning Dawid is Yeshua. En omdat sy bloed werklik van Golgotha afgeloop het teen die paal, deur 'n kraak wat veroorsaak was deur 'n aardbewing, deurgevloei het tot op die deksel van die verbondsark, wat 600 jaar tevore onder daai Golgotha koppie in 'n grot geberre is, het sy bloed die diere wat daarop geoffer was, se bloed vir ewig vervang. En nooit ooit weer kan bloedoffers van diere op 'n versoendeksel van 'n verbondsark, al maak hulle hom weer niet. Want hulle het probeer, daai klomp Jode het probeer om by hierdie ding uit te kom daar onder die Golgotha koppie. Maar seker omtrent dosyne van hulle is dood in die proses, toe het hulle dit maar gelos. Vader beskerm daai plek. Maar Yeshua se bloed het op daai versoendeksel gedrup. En daar was 'n ou met die naam van Ron Wyatt, die geoloog wat dit ontdek het, en hy is gelei deur Vader. Hy is selfs ook gelei om te sê dat die verlossing in Suid-Afrika gaan wees. Jy moet net baie mooi na hom luister. En hy het die bloed laat ontleed, en volgens die kromosome wat hulle ontdek het, was dit 'n mansbloed met 1 kromosoom, wat totaal onmoontlik is. Ons almal het, is dit 23 kromosome? 23 pare. So hy het nie 'n paar gehad nie, hy het wel die vroulike kromosome van sy moeder gehad, maar hy het 1 manlike kromosoom gehad.
So, wat ons hier wil sê is, hy is alles in alles. En as jy die Ou Testament begin lees, dat alles verwys na Yeshua toe, dan gaan daai hele boek vir jou oop. Kom ons lees wat in Jesaja 66, 9 tot 10 staan. Waarom skreeu jy so hard? Dis nou vir die dogter van Sion praat hy. Is daar geen koning in jou nie? Of het jou raadgewer omgekom, sodat smart jou aangegryp het soos een wat baar? Krimp in mekaar en bring voort, o dogter van Sion, soos een wat baar. Want nou sal jy die stad verlaat en op die veld gaan woon. En jy sal in Babel aankom. Daar sal jy gered word. Daar sal Jahwe jou verlos uit die handpalms van jou vyande. En dit het werklik met ons gebeur. Ons is almal in Babel of in Babylon gewees, in die kerksysteem wat Vader self, Yeshua self in die boek Openbaring, praat hy van die verborge Babylon godsdienst, wat verteenwoordig word deur die Roomse kerk en al haar hoerdogters. En daar, ons was almal daar, en daar is ons gered. En daar het ons in baring gegaan, want die wedergeboorte word altyd met die geboorte van 'n kind aangedui. Daarom sê ons, wanneer ons die seun uitspreek, edel is die man wat hart aan hande bind, en die kind wat opgroei, net deur my bloed verbind. Daar is al 'n bewys dat wanneer ons by Gilgal is, die kind reeds gebore is en nou groot word. En die kind is niks anderste as die vrugte van die Gees nie. Dis jou vrugte. Ook in Openbaring 12 vers 4 tot 5, ek het nou nie die hele ene daar gesit nie. En sy ster, dit is Satan, het die derde van die sterre van die hemele meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En dit gaan nog kom. Hierdie gevalle engele gaan hulle openbaar aan die mensdom. Fisies. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind, sodra sy gebaar het. Nie verslind het nie, sou verslind. En sy vers 5 het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n scepter van yster sou regeer. En haar kind is weggeruk na die Elohim en sy troon. Baie mense het 'n groot misverstand hier, dat dit verwys na 'n wegraping voor die verdrukking, maar dit is nie so nie. Hierdie eenwording met Yeshua vind plaas binne in jou. Dit is jou vroulike siel wat verenig met die manlike gees. Selfs ons mans het vroulike siele. In die gees werk dit so. Die oomblik wanneer die twee een geword het, vind daar dan 'n geboorte innerlik plaas. En dan word hierdie gebore kind word nou in die hemele, na die hemele weggeruk, wat niks anders te beteken as dat daai hele wese nou vergeestelik word, eteriese vorm aanneem, nie meer gebonde aan die aarde is nie, maar gebonde aan Elohim Vader, en nou nie meer gebonde is aan tyd, ruimte en materie nie. Dit is wat gebeur, dit is die wedergeboorte van nie almal nie, van sommiges. Want daar sal ook vrou in die woestyn wees, wat nie wedergebore is, maar wat dan onderrig sal word, deur hierdie vrou, wat voorstel, die dogter van Sion, mense of lede, mans en vrouens, want die 144.000 is nog nooit gespesifiseer in die Bybel wat ek gelees het, as net mans nie, glad nie. Dit is mans en vrouens, want as jy lees wat hulle gaan doen in die volgende bedeling, die 1000-jarige vrederyk,
moet hulle kinders verwek. En kinders kan net verwek word deur 'n man en 'n vrou. So hulle moet daar wees, en soos ek dit het, ook in gelyke getalle. Nou ja, daar's ons lesing tot vandag toe. Ek hoop dit het 'n bietjie meer duideliker geword vir julle. Baie dankie.